Hi geliefdes, hoe gaan dit met julle elkeen? So, ons is deur die lydensweek. Wat 'n wonderlike storie is dit nie? Maar vir ons is dit nie net 'n storie nie, dis waarheid. Ons hele geloof is gebaseer op hierdie week se stories. En eintlik tegnies seker wat ons geloof regtig op gebaseer is dat Jesus het uit die graf opgestaan. Hy het die dood oorwin. Wonderlik. Wat 'n wonderlike betekenis is dit nie vir ons elkeen om te weet die graf is leeg. So, ons het in die laaste week het ons oor die lydingsweek gepraat. Elke dag was daar 'n tema gewees vir iets wat daai dag gebeur het. Nou kom ons hou aan met die storie. Ons gaan nou praat oor wat verder gebeur het. So die volgende groot gebeurtenis in hierdie storie is Hemelvaartdag. Nou dit is nou nog 'n paar weke weg. Maar ons weet dat daar was 'n tydperk gewees wat Jesus nog steeds op die aarde geloop het na sy opstanding, wat hy nog steeds geleer het, wat hy nog steeds tyd met sy apostels spandeer het en ons gaan vir die volgende paar weke gaan ons op die tema konsentreer. Dan gaan ek met julle van die stories deel wat gebeur het. As die Here met my praat oor boodskappe, dan sal ons dit so herlei ook. Maar kom ons begin eers met, weet ons hoeveel dae dit was voor Hemelvaart? So die Bybel gee vir ons skrif en dit sê dit is 40 dae. Kom ons lees dit saam. Ons gaan uit Handelinge 1 lees en ons lees vers 2 en vers 3. Tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lede hom lewend vertoon het, deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God bespreek het. Nou julle, ek kan net dink vir 40 dae tyd saam met Jesus spandeer, wat 'n wonderlike ervaring is dit. Ek was self deur dit nou onlangs gewees, want ek het vir 40 dae gewatervas, terwyl ons opgebou het na die lydingsweek toe. En die van julle wat al die video gesien het, of van die video's gesien het, weet dat dit was vir my verlent gewees wat ek het gedoen het. Ek doen dit elke jaar en ek vat altyd die 40 dae wat ek iets prys gee. En hierdie jaar was dit die behoefte aan kos wat ek prys gegee het. En ek kan net vir julle sê, ek kan net imagine hoe hierdie apostels daai 40 dae moes opgeëet het om nog kennis, nog hemelse kennis, soos wat ons deur hierdie reis gaan, sal ons sien wat het die Here met hulle gedeel, wat het Jesus met hulle gepraat. Maar ek dink ook ons baie goeders wat ons nie van weet wat hy met hulle gedeel het nie. Wat hy sy hart met hulle gedeel het, wat hy vir hulle toekomstige goeders oor gepraat het. En ek dink met tyd leer ons dit uit van die briewe uit. Daar is ook goed wat ek dink hulle het nooit gedeel nie. Dalk van die kosbare oomblikke. En dis ook belangrik om daai kosbare oomblikke met Jesus te hê, wat dit net jy en hy is. En uit my ervaring uit kan ek dit vir julle sê, ek kan my net verbeel hoe hulle hierdie 40 dae opgeëet. Want vir my was my 40 dae ook net so gewees. Ek het dit elke dag opgeëet met skrif, met woord, in my alleentyd saam met die Here, met visioene, met drome, en hoe kosbaar dit is. En ek sal dit ook vir niks in hierdie wêreld prys gee nie. So kom ons gaan op hierdie reis verder na Hemelvaartdag toe. En laat ons hoor wat se stories het daar uitgekom. Wat het Jesus gedoen? Wat het hy hulle geleer? Wat se wonderwerke het nog plaasgevind? Kom ons begin by die storie eerste met Maria Magdalena. Nou ons almal weet uit die vorige video's uit, sy was die een wat eerste by die graf was. Sy was die een ook wat die boodskap aan die apostels moes gaan gee het, laat hy is lewendig, dat hy nie in die graf is nie, hy het opgestaan. En dink net aan die storie dat sy het getreur en hier verskyn 'n man aan haar en vra vir haar, hoekom huil jy Maria? En sy sê, my Here is weggevat. Sê my tog net, waartoe het julle hom gevat en ek sal hom gaan haal. En hier staan Jesus voor haar en sy dink is die tuinier. Sy het hom nie herken nie. Toe hy opgestaan het uit die dood uit in daai verheerlikte liggaam, dat hy meer in sy ware vorm is, dat hy sy vlees afgeskit het en nou is hy meer gees, hy's meer hemels, dat sy hom nie herken het nie. Is dit nie hoe ons ook elke dag is nie? Dat kan jy sê in alle eerlikheid, as Jesus voor jou verskyn, gaan jy weer is hy, of gaan jy dink is iemand anderste? Gaan jy hom kan herken, want sy het nie, en sy was een van die wat die naaste aan hom gelewe het.
dag en nag het sy hom gesien wat hy preek, wat hy met mense te doen het, en om in daai teenwoordigheid so lank te wees en nie te kon optel, dis die koning van die konings wat voor jou staan nie. Dis nie die tuinier nie. Daar gaan sulke stories op wees, maar ons sal oor daai en gesels in die volgende episode. Geliefdes, kom vat hierdie reis saam met my. Kom ons leer oor die woord van God. Kom ons maak 'n bespreking daarvan. Deel asseblief in die kommentaar. Wat se storie staan vir jou uit? Wat van die hele lydingsweek het jou die meeste aangeraak? Was dit die storie oor die boom, die vyeboom wat vervloek is? Was dit die storie oor die tempel waar die tafels omgegooi was? Was dit die storie van die kruisiging? Was dit die storie van die laaste maaltyd? Was dit die storie van Judas wat Jesus verraai het, hom gaan verkoop het vir 30 stukke silwer? Wat se storie was vir jou kosbaar geweest? Daar was baie ander wat ek nie bespreek het nie, maar as daar een is wat jy gelees het, wat nie in een van die video's was nie, deel dit gerus ook. Maar kom ons begin 'n gesprek oor hierdie week wat verby is en wat vir ons belangrik was en wat vir ons kosbaar is. Ek sien uit na hierdie reis en ek sien uit om saam met julle te deel. Maar asseblief, deel met my ook wat vir jou kosbaar is, want onthou wat vir my kosbaar is nie noodwendig wat jou aangeraak het nie, en ek is lief daarvoor om te hoor hoe woorde mense aanraak, want dalk leer ek ook iets daaruit, net soos wat ek seker is van julle het iets uit geleer wat ek met julle gedeel het hierdie laaste week. So, kom ons vat hierdie reis van die volgende 40 dae tot by Hemelvaart, en ons gesels oor wat het gebeur op die laaste 40 dae waar die Here, wat Jesus op die aarde was, en wat hy gedoen het, wat hy bespreek het. Ons gaan definitief oor die storie oor Thomas oppraat, want dit is 'n belangrike een vir daai tyd. En dan van daar af vat ons dit na die volgende gedeelte toe. So dis 40 dae tot Hemelvaartdag, en dan is daar nog 10 dae na dit tot Pinkstersondag. Die groot dag wat ons die Heilige Gees ontvang het, die geskenk van die hemel, die rede hoekom Jesus die aarde moes verlaat het, sodat die Gees van God kan kom, om ons te help, om die helper te wees en die leiding te vat in ons lewens, om ons woord te kan gee met ons te praat, om ons te lei op hierdie pad wat ons moet loop. Want sonder daai geskenk, sonder daai stem van die Here, is ek en jy niks nie. Net soos wat Jesus se dood alles vir ons beteken het, ons het nog steeds die Heilige Gees nodig, ons het die helper nodig om ons te help op hierdie pad wat ons stap. Jesus is die een wat ons op die pad gekry het, die pad na die Vader toe. Maar die Heilige Gees is die een wat ons wysheid gee op hierdie pad, hoe om op die pad te bly. Geliefdes, ons sal weer gesels. Ek hoop julle het 'n wonderlike dag, en wat ook al jy vandag doen, wat ook al die Here met jou op jou hart sit, deel dit met iemand. Ons gesels weer.